Lord, thank you that we can stand in your presence this morning and with our hearts we are shouting out. Even not using any words, we shout out with our hearts, with our bodies, with our whole being. How great is the God that we serve. How wonderful, how glorious, how marvelous is He. Lord, you know that you were here this morning first, dat U vir ons hier ingewag het, die Heilige Gees. Wat 'n voorreg, Here, wat 'n blessing. Wat 'n blessing om te weet dat U hier is. Lord, we love you so much. We love you so much, Lord. Would you just stand in a moment in the presence of God, the King of Kings and the Lord of Lords? Won't you just remind Him how you feel about Him? I love you, Jesus. I love you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for the word that we're about to share, Lord. We are looking forward, Father. We are hungry for more of you, more of your word. Lord, especially in these days that we are living in, Lord, we need you so much. Here, dankie dat U vandag met my iets gaan share van U woord. Ek maak my gees oop vir dit wat U wil share vanmôre. Word verheerlik daardeur. In Jesus naam. Amen. Dankie, julle kan maar sit. So, 'n klompie jare terug, toe ek in die polisie was, hier in 1994, 95, in that time, there was a lot of riots in South Africa, a lot of left-wing extremists that burnt everything that they could. So die land was regtig in gemors, die skole het gebrand, die munisipale kantore het gebrand, hospitale, polisiemanne se huise, families. So in that time, I was part of a group of people that tried to get these people together and sit with them and, see how we can perhaps just, get to a agreement that they will stop burning this stuff. En ek onthou op die meeting was daar 'n groep ekstremistiese ouens. Hulle was baie extreme, baie radikale ouens wat daar gesit het. And then there was some community leaders and there was some preachers and there was some teachers en jy weet gewone community leaders was op die meeting. And as this meeting went on and the people talked about how they're feeling and what is happening, and then they started accusing these guys and say, listen, this is what you are doing and this is what we don't like and then somewhere in the meeting one of the extremists put his hand in his pocket and he took out the little box of matches and he put it in front of him and without saying a word, he was just playing with the matches in his hand. And what I could see is that turned the whole meeting. Met daai klein boksie in sy hand het hy die hele vergadering gedraai, het hy die hele vergadering gemanipuleer, want skielik het almal begin ophou praat en hulle het vir hierdie ouens kans gegee om te praat. En toe ek aan vandag se boodskap dink, toe besef ek net dat we as Christians, as children of God, has got weapons of war in our hands and we don't know it. We don't know how to utilize it. We don't know what it means and it's fine. Ek trust die Here dat vandag, as jy uitstap vandag, gaan jy weet dat die weapons wat God vir ons gee, in 2 Corinthians 10 verse 4 says, the weapons we fight with are not the weapons of the world, guys. On the contrary, they praat hy van die weapons, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. So ons het sekere wapens as kinders van God en ons weet nie hoe om dit te doen nie. Ek praat baie keer met die manne daaroor en sê, we are in a war, guys. Whether you want to know it or not, as a child of God, the moment that you signed up as a child of God, you entered into a war. And there's an enemy that wants to kill and destroy. Daar's 'n enemy wat alles wil steel wat jy het. En as jy nie verstaan dat jy in 'n war ingaan nie, dan gaan jy altyd net 'n culprit wees van
dit wat die vyand by jou kom steel en slag en verwoes. So kan ek gou 'n bietjie vinnig kyk, wat se weapons, ek wil gou 'n bietjie te hoor by julle, wat se weapons het ons as kinders van God? Soms, die woord, gebed, prayer, definitely. Nog iemand? Lofprysing, worship, it's a powerful weapon. Ja, wat nog? Petition, ja, petition is nie 'n weapon noodwendig nie, maar dit kan dit klassifiseer, dit is onder prayer, ja. Faith, geloof is 'n wapen. Jous? Intercession, definitely. Ja, prayer oor die algemeen. Prayer is a powerful weapon that we have. So the one weapon that I want to talk about today, guys, is the weapon of communion. Do you know that communion is one of the strongest and best weapons that we have as children of God? Om nagmaal te gebruik. En ek sê baie keer vir die ouens dat om nagmaal te kan gebruik is jy kan dit by jou huis doen. You don't have to go to church to have communion. It's something that you can do with your family. Remember, your family is your first church. I want to remind you of this. Your family, not this group of people. Your family is the first church that you have. And then outside of that you are part of a community. Dan begin jy, maar jy moet by jou huis moet jy nagmaal hou. En ek sê dit so baie keer vir ouens. When people come to me and they say, listen, we see this attacks on our marriage, we see this in our finances, in our business, then I ask them always, when was the last time you had communion with your family? En ons vergeet daai verskriklike belangrike wapen wat ons het as kinders van God. Ek en Anita het gister communion gehad. Sometimes when you just feel like, I just want to feel closer to God. Sometimes when there's attacks of the enemy and you can see that attacks in your life, in your family, in your business, in your finances, in the relationships, then it's important to have communion, to get your family together. For years and years, we as a family, as ons gaan vakansie hou het, en ons het saam gery, nou ry ons nie meer saam nie, maar as ons saam vakansie, dan het ons altyd eers net by mekaar gestop en ons het communion gehad. En nou wil ek vir jou net hierdie sê dadelik, jy hoef nou nie 'n Chardonnay uit die Kaap uit van 1976 te hê nie. En ingevoerde broodjie van Jerusalem af nie. You can use whatever you have. En ons het al nagmaal gehou met water, met Coke, met koeldrank, 'n sappie as jy 'n sappie in die hande kan kry en dan met broodjies. Anita is gluten-free, so ons moet altyd net verskillende ander tipes broodjies met ons gebruik. Maar jy hoef nie noodwendig net die regte elemente te hê om dit te doen nie. It is all about declaring that as communion and remembering what God did for us. What is the symbol of that? So the symbol of communion, as ons, ek weet die kruis is ons as Christene is 'n wapen wat ons gebruik, wat mense dra en dit is 'n simbool van wie ons is. Maar ek wil hê julle moet weet daar's baie ander ouens wat ook, ek wil nou versigtig wees wat ek sê, wat nie noodwendig saam met ons stem nie, wat ook kruise gebruik. Maar communion is iets wat jy nie kan naboots nie. And I want to tell you this, that although you might not understand the power of communion, the devil does. When you put a broodjie there and you put some wine, some juice there, when the enemy sees that, I can tell you he runs. Because not even the enemy saw this coming. The enemy, the Bible says that the enemy told Judas om vir Jesus te verraai. As die enemy het daar gestaan en hy het die ouens aangepoor om vir Jesus dood te maak. But if he understood this, hierdie simbool van nagmaal, sou hy dit nooit gedoen het nie. Maar omdat hy dit gedoen het, en omdat Jesus dit wat hy gedoen het vir ons, vir my en vir jou, het ons vandag daai simbool, so dis 'n kragtige, magtige simbool. And that is one of the pillars of the 7 pillars of Lighthouse as well. Waarop ons staan is vir ons belangrik om communion, dis hoekom ek daaroor wil met julle praat. So in the Bible in Luke 22, this was the first day of Passover. And the Passover meal or feast was for 7 days, so this was the first day. And Jesus spoke to the disciples in Luke 22:20, and he said, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.
Nou ouens, ek weet ons hoor hier nou al vandat ons so hoog is, van the New Covenant en the New Testament en the Old Testament en the Old Covenant, en ons verstaan nie noodwendig als hierdie nie is okay. En ek trust regtig die Here dat as jy uitstap vandag, dan gaan jy weet wat is die krag en waaroor gaan kommunie? Hoekom het Jesus kommunie ingebring? So what is this new covenant that Jesus spoke about in Luke 22:20? A covenant is an agreement between two people. Ons is lief om te sê ek beloof jou, né? Maar as jy nou 'n stapie verder wil gaan as beloof jou, dan is dit 'n covenant. Dis wanneer jy sê ek sluit hierdie covenant, dis 'n agreement between two people. En baie keer in hierdie agreement was daar bloed teenwoordig gewees. Nou die Hebreëse rituele wat mense kry, en dis baie interessant as jy gaan kyk in die geskiedenis, het die Hebreëse ouens het rituele gehad rondom die covenant, en dan sou hulle byvoorbeeld uitruil van kledingstukke, so hulle sou byvoorbeeld gesê het, ek gee my jou skoen, of ek en jy gaan nou 'n agreement maak, ek koop hierdie stuk grond langs jou, en as 'n teken daarvan soek ek jou skoen, en jy vat my skoen. Pas op met, sien nou met ou soos 'n bossie uitruil, gaan jy snaakloop huis toe. So jy sou byvoorbeeld 'n skoen of 'n kledingstuk uitgeruil het. Wat hulle dan partykeer sou ook gedoen het, is hulle sou hulle gordels, so 'n gordel is die plek waar jou wapens aan vas is. So hulle sou byvoorbeeld sê nou maar, hulle sou 'n buurtwag gehad het in daai tyd. So dis twee bure wat langs mekaar bly, en hulle sou sê, okay, ons moet hierdie area oppas, want daar's bandits wat kom om ons goed te steel, ons aardappels en ons lemoene. So ek en jy gaan nou, ons gaan 'n covenant sluit met mekaar, dat ons na mekaar so plekke gaan kyk, en dat ons na mekaar gaan opsien. Dan sou die twee boere gesê het, okay, kom ons ruil belde, en aan die beld is sy knipmes, of sy lem, of wat ook al. En dan gee hy vir hom hierdie, and with that, when they give it to each other, they say, listen, my weapons is your weapons. Whatever happens with you, wie ook al in jou vat aan my. Ek gee my lewe vir jou. So dit so 'n covenant was nie net sommer 'n ding wat hulle lig gevat het nie. Hulle so dis 'n baie belangrike ding wat hulle sou gedoen het. En dan is daar 'n snyverbond, en hierdie is nou vir my so mooi. Is dat, onthou hierdie was die tradisies gewees toe God hierdie verbond ingestel het. So wat sou gebeur het is, as daar twee ouens sou 'n verbond sluit met mekaar, dan sou hulle gegaan het, dan sou hulle sê, okay, kom ons vat ek en jy wil 'n verbond met mekaar sluit. So kom ons vat diere. Simeon, kom staan jy gou vir my hierso. Sê nou ek en Simeon wil met mekaar 'n verbond sluit. Okay? Dan sou hulle sê, okay, dan sou ons sê, goed, hierdie verbond is 'n belofte tussen my en jou. Ons roep getuies om te kom kyk wat ons gaan doen. Nou vat ons 'n dier, en dan sou hulle 'n lam gevat het, of hulle sou partykeer voëls gevat het, duwe of iets gevat het, en dan sny hulle dit middeldeur, en dan pak hulle dit, hoor nou net hoe mooi is dit, dan pak hulle die twee helftes, een aan my kant en een aan jou kant, so. And then they make a aisle of that. Wat laat 'n aisle julle aandink? Troue. Dis presies dit. So dan sou hulle 'n aisle gemaak het met hierdie, so gestel nou maar net, hy sou by my gekom het en gesê het, het jy vir my R10,000? En ek sou dan sê, okay, dis reg, maar ons gaan 'n verbond sluit, sodat jy dit aan my gaan terugbetaal. So, ons gaan kry dan getuies, en ons maak nou hierdie belofte teenoor mekaar, ons vat 'n lam, en ons sny hom middeldeur, en ons pak die stukke in 'n aisle, en nou, sou die ou wat die mindere van die twee partye, wat hy dan sou doen is, hy sou dan tussen hierdie diere deurgestap het, die gesnyde gedeeltes deurgestap het, né? And with that, dankie, jy kan sit, and with that, while he's walking between those pieces, with that he will agree to, and he will say, if I do not comply with this agreement, with this covenant, then may what happened with these animals happen with me. Nou ouens, luister net hoe mooi is hierdie. Jesus, God roep vir Abraham, en hy sluit met Abraham, in Genesis 15 sluit hy met Abraham 'n verbond. En God sê vir hom, vat hierdie diere en sny hierdie diere op, en en Abraham pak 'n aisle met dit, soos met die troue. Hy pak 'n aisle, né? En die voëls kom om die diere aan hulle te eet, en hy jaag die voëls weg. But now this was an agreement between him, a covenant between Abraham and between God. Now
What would happen normally is that God say, okay, Abraham, I make a covenant, ek gaan nou vir julle sê, wat is die covenant? Maar ek maak hierdie covenant met jou, en omdat jy die minder is, moet Abraham deur hierdie covenant stap. Maar weet jy wat doen God? God laat Abraham slaap. Gaan kyk in Genesis 15. Abraham goes in a deep sleep, and then God himself walks in that aisle. As if God says, Abraham, if you do not comply to this covenant, I myself will be cut in two. 2000 years later, his son was on the cross, stikkend geslaan en mekaar uitgeskeer, omdat Abraham nie sy covenant gehou. Is dit nie amazing nie? So covenant was a very important thing. It was iets wat God het verskriklik belangrik gesien het. Partykeer het hulle name verander. So, hulle sou dan, dis hoekom Abraham sy naam het verander. Hy was Abraham, maar toe word hy Abraham. God sy naam verander. Wanneer ons trou, kry 'n vrou Aman se naam, is dit nie? Dis 'n verbond wat gesluit word. Ek het nie tyd om daarop in te gaan nie, maar ek wil vir julle sê, wanneer twee mense trou, is dit 'n verbond voor God. Dis twee mense, listen to this, is twee mense wat 'n verbond sluit met God en met mekaar. God sien dit nie ligtelik nie. Dis verskriklik belangrik as ons laat jy vir mense hierdie goed vertel wanneer hulle wil trou. En dan sou die een sy naam verander het, en dan wat vir my baie mooi is na hulle hierdie verbond gesluit het, en onthou nou dis baie lank terug. Dit was 'n tradisie onder hulle. As hulle verbond gesluit het, dan het hulle gesê, okay, nou gaan ons 'n bietjie wyn vat, en ons gaan 'n broodjie vat, en ons vat die wyn simboliseer ons bloed, en die broodjie simboliseer ons liggaam. En dan sou hulle dit saam geëet het, as 'n teken van hierdie verbond wat af, dis soos die handtekening wat jy onder op die blaai sit. Is dit nie mooi nie, ouens? Amen. Dis voordat God die verbond gesluit het, het hulle die tradisies gehad. En daarom kon God kom en God kon hierdie verbond sluit en laat presies geweet wat God daarmee bedoel. So God sluit 'n verbond met Abraham en met Moses. God made a covenant with Abraham in Genesis 12, 15 and 17. And this is actually what God, en ek het nie tyd om in die hele totale ding te gaan nie, but what he said to Abraham is, he said to Abraham, you know what, let's have a covenant. Dis 'n ooreenkoms tussen twee mense, of tussen twee persone, tussen God en Abraham. And he says, with this covenant, I give you 3 promises. First of all, I promise you that you will have many descendants. En al is jy 100 jaar oud, ons het nou die dag oor gepraat, niks is vir God onmoontlik. So ek sal vir jou 'n groot nasie. Inteendeel God sê vir hom, kom uit jou tent uit, kom kyk gou 'n bietjie, tel gou vir my die sterre. Hy sê nee, ek kan nie die sterre tel nie. God sê so sal jou nageslag wees. Op 100. Okay? En ons het nou nog gepraat oor Jehovah Jireh. Gab sê dit vir ons gebid en dit is waar God sy naam oopgemaak is dat toe hy sy seun moes offer, het God vir hom gesê Jehovah Jireh. Ek is Jehovah Jireh, ek sal vir jou voorsien. Tweede ding wat hy vir hom beloof is die land Kanaan, wat hy vir hom sê, julle gaan hierdie beloofde land kry, I will take you out of Egypt and put you in this place, in this new land. Dis nou lank voor Egypt nog. Sê God, waar jy ook al in ballingskap is, ek sal julle terugbring na hierdie land toe, want dit is die land wat ek vir julle gee, die land van melk en honing. En dan die derde ding, God says to him, I will make you a blessing to many nations. Nou wil ek hê julle kan dit gaan lees in Genesis 12, die beloftes wat God vir Abraham gee. Maar dan staan daar in die Hebreë staan daar, dat die beloftes wat God vir Abraham gee, is ook vir my en vir jou as kinders van God. En gaan lees daai beloftes, daar staan byvoorbeeld, whoever touches you will touches me. Whoever curses you, curse me. I will give you a long life. Ek sal jou seën in alles wat jy doen. Dis die beloftes, gaan lees dit, Genesis 12, die beloftes wat God vir Abraham gegee het, is die beloftes vir my en vir jou ook. En dan, onthou nou daar is 'n ooreenkoms, wanneer daar ook al 'n verbond is dit tussen twee mense, so Abraham, ek gee vir jou hierdie 3 goed, wat wil ek van Abraham hê? God sê, weet jy wat Abraham, ek wil net hê jy moet my lief hê. Just walk blameless of sin. Just follow me, just do what I ask you to do. And then the sign that God says to him, is die sign vir hierdie verbond tussen my en jou is die circumcision. En God het dit, die circumcision, Abraham het dit ingestel as 'n teken van die verbond tussen God en die mense. $640 jaar later sluit God 'n verbond met Moses. Nou God het vir Moses gesê, vat hierdie mense uit Egipte uit. Hoekom? Want hy het 'n verbond met
Abraham gehad. So hy sê van vat hierdie mense uit Egipte uit, vat hulle in die beloofde land en wat ek vir jou gaan gee, 'n klompie jare later, en God sluit 'n verbond met Moses, en hy sê vir Moses, Moses, ek sluit hierdie verbond met jou. From my side, I will bless you, I will protect you, and I will provide for you in everything that you need. From your side, all I want, is kom hierdie gebooie na, hy gee vir hom 10 gebooie. Kom hierdie 10 gebooie nodig en be faithful to me. Hou die verbond tussen 2 persone, tussen 2 partye, is tussen God wat sê, ek gee vir jou iets, ek sal jou beskerm, ek sal jou seën waar jy gaan, ek sal my hand van liefde oor jou hou, ek sal vir jou alles voorsien, ek sal jou in hierdie beloofde land invat, maar wat ek wil hê is, kom net hierdie gebooie, want met Abraham het nie riglyne gehad nie, en daarom het hulle droog gemaak. Gaan kyk na sy nageslag. Nou gee God vir hulle riglyne en sê, hier is vir julle 10 gebooie, kom dit na, en dan sal ek julle seën. Dis die voorwaardes vir my seën. En die sign daarvan is, God het gesê, the sign of this covenant between God and Moses, he says, that now you can bring offerings to me. And there will be blood, the sprinkling of blood. So wat hulle gedoen het met die tabernakel, is hulle so offers gebring het, en dan sal die hoëpriester 1 keer 'n jaar in die allerheiligste ingegaan het, en dan sal hy die offer van hierdie bloed, sal hy op die ark gaan sprinkel het, en dan oor die mense gaan sprinkel het, en gesê, your sin are forgiven, because of the blood, of this blood, and this is the covenant between Moses and God, and God and the Israelites. Maak dit vir julle sin, ouens. So daar's 'n covenant, daar's 'n ooreenkoms tussen God en Abraham, en toe later is daar 'n ooreenkoms tussen God en Moses, en dan ook die Israeliete, wat dan nou later die res van die volk geword het. En dan aanvaar die volk hierdie verbond. Hulle sê, okay, ons aanvaar dit. In Exodus 24:3, hy sê, Moses het toe al die gebooie en bepalings van die Here aan die volk gaan bekend maak. Hulle het soos een man gesê, ons sal alles doen wat die Here vir ons beveel het. Dis in Exodus 24. Net 9 hoofstukke later. In Exodus 32 bou hulle 'n goue kalf. Kan jy verstaan, ouens, dat ons mense, vir ons om 'n verbond te hou, is amper onmoontlik. Is amper onmoontlik, met 'n sondige natuur, amper onmoontlik om 'n verbond te hou. So then God promised a new covenant. So God het nou hierdie verbond met Abraham, nie gewerk nie, verbond met Moses, mense het opgedroog. Nou sê God, nou sê hy vir een van die profete in Jeremiah 31 verse 31 to 34, he says, the day are coming, declares the Lord, when I will make kom aan ouens, a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand and led them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with Israel after this time, announces the Lord. I will put my law in their minds. I will write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. So God beloof reeds met Jeremia, sê hy dat ek gaan 'n nuwe covenant, ek gaan 'n nuwe ooreenkoms sluit met my mense. En dan sien ons daai covenant gebeur uiteindelik in Lukas 22, net voordat Jesus doodgemaak is. So let's go to the upper room, and this is what Jesus said. Now the festival of the unleavened bread arrived when the Passover lamb is sacrificed. This is Lukas 22. Jesus sent Peter and John ahead and said, go and prepare the Passover meal so that we can eat it together. When the time came, Jesus and the apostles sat down together at the table. Jesus said, I have been very eager to eat this Passover meal with you before my suffering begins. So kom ons stop net gou vir 'n oombliekie daar. Hierdie is die 3de keer dat Jesus hierdie Passover meal saam met die disippels doen. Nou die doel van hierdie Passover meal was eintlik om hulle te herdenk aan toe God hulle uit Egipte uit weggevat. Nou kan julle onthou van die plaag wat daar was, en toe het God gesê, vat hierdie bloed van hierdie lam en smeer dit aan die kusyn van die deur. En dan wanneer die engel van die dood verbykom en hy sien die bloed aan die kusyn, dan sal hy nie ingaan nie, want hy sal weet, hierdie huis, ek het 'n verbond met hierdie mense in hierdie huis. So, met die Passover meal sou dit een van die goed wees wat hulle mekaar aan herinner.
So daar was 'n paar glase wyn by die Passover meal. En dan was dit die unleavened brood. So die brood is baie, wat moet daai broodjie nou weer kry daar die kipkebroodjie, matzas. So hulle die matza broodjie, nou die matza broodjie is so plat broodjie met 'n klomp gaatjies in wat ons baie keer vir nagmaal gebruik. So die rede hoekom hulle daai plat broodjie gebruik is, daar was nie tyd van dat God vir hulle gesê het julle moet begin pak voor hulle moes uitgaan nie. So hulle kon nie gis in die brood gesit het nie. So die brood het nie gereis nie, dis so plat broodjie en dis hoekom matzas, so hoekom ons vandag nog die matzas kry. So wat hulle dan op hierdie tafel het, is by hierdie Passover meal het hulle die paar glase wyn en dan het hulle hierdie broodjies, hierdie matzas wat daar lê. En Jesus sê vir hulle dan die volgende. En dis nou die derde keer dat hy met die disippels hierdie meal hou. Maar dis die eerste keer dat Jesus hierdie doen. When the time came, Jesus and the apostles sat down together at the table. Jesus said, I've been very eager to eat this Passover meal with you before my suffering begins. He took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it into pieces and gave it to disciples. En dis die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld tydens 'n Pasga ete dat iemand so iets gedoen het. Onthou hulle disippels het groot geword met Pasga. En hier sê Jesus, this is my body which is giving to you. Do this in remembrance of me. After the supper, he took another cup of wine, onthou daar was verskillende cups of wine, and he said, this cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. Verstaan julle, so vir die verbond met Abraham, verbond met Moses, intussen het daar 'n klomp dinge gebeur. Hier kom Jesus en hy's gebore en hy's daar tussen hulle en hulle hou saam nagmaal, hulle onthou hoe hulle doen hierdie Passover meal en onthou doen al hierdie feeste en hulle onthou onder andere van die Israeliete wat uit Egipte uit weggekom het. En hier tydens hierdie met hierdie wyn, met hierdie broodjie, sê Jesus vir die eerste keer, okay, so I want to tell you guys, this is the new covenant tonight. That God is is establishing tonight between his people and God. Okay. This is my body, this bread, en hy breek die broodjie en hy gee vir hulle. Hy sê dat eet dit. And this is my blood, sê vir hulle die wyn. En hulle verstaan nie wat aangaan nie. Hulle weet nie Jesus gaan binne 'n paar uur gearresteer word om doodgemaak te word. So daar's 3 dinge wat ons moet onthou wanneer ons kommunie hou. 3 baie belangrike dinge en dit is baie maklik om te onthou as jy Engels gehad op skool, maar ek sal dit vir julle vertaal omdat ons so baie Afrikaans mense is. Almal sê past tense, present tense and future tense. Klappies. Oppunte vir jou. Okay? So there's only 3 things that you have to remember. Ook omdat julle nou weet dit gaan oor 'n verbond tussen God en mens. Omdat hierdie 'n kragtige wapen is wat God vir ons gee. God gives us this weapon and says, do this. Hoe gereeld moet ons nagmaal hou? Wat sê die woord? As jy gaan lees in die woord, die eerste kerk staan daar, they came together daily. And then they had communion. Daar's nie 'n frekwensie aan communion nie. Inteendeel ek vir jou sê, hoe meer jy dit kan doen, hoe beter is dit vir jouself. Hoe meer herinner jy jou vlees wie God is, en hoe meer herinner jy die duiwel wie God is. So you can do this every day if you want to. I really, when I speak to couples that's going through a tough time, I tell them, do communion as a couple, as a couple together, as a family together. When you know that you're going to take ground, van hier, ons gaan Vrydag grond vat vir die koninkryk ouens. Julle gaan dit sien, as jy saam gaan, moenie uitmis nie. Ons doen dit al vir baie jare en dis elke jaar net so staan ons in awe van wat God doen. As een van die ander kerke wat ons met ons collaborate en ons is so opgewonde om te sien. En ek wil vir julle vra, ek weet nie of jy gesê het nie, maar bring ou klere, goed as jy het baadjies en komberse en so, daai ons kry baie swaar. But I can tell you this, when you sit with those guys on the pavement and you talk to them, ask them about their dads. And I tell you that, ek was al die jare wat ons nog gaan, was daar nog nie een goeie verhaal nie. Almal sê, my pa is weg, my pa is dood, my pa het my weggejaag. I don't know who my dad is, I don't know where my dad is. Dads, you play such an important role in your family. So daar's 3 dinge wat ons moet onthou wanneer dit kom by communion. The first one is the past. What happened in the past? Jesus fulfilled
the old covenant and the prophecy of the new covenant. Hy het dit vervul. Hy het dit vervul, ouens. Matthew 5:17, it says, do not think that I came to do away or undo the law of Moses or the writings of the prophets. I did not come to destroy it, but to fulfill. So, Jesus het gekom, daai covenant wat tussen God en die mens is, en Jesus het gekom, en hy het eintlik kom bemiddelaar wees tussen ons, en gesê, God, I will take all this, al die sacrifices wat hulle moet doen, al die sondes wat hulle weghou van die af, ek sal, weet julle die woord sê dat Jesus het gevolunteer om hierdie werk te doen, om ons plek te sterf. Ek kan imagine, kan julle net dink in die hemel, there's God, and there's the Holy Spirit, and there's millions of angels. And God have a meeting and he says, someone must die in man's place. I love them so much, but someone must die in their place. And then Jesus said, Father, I'll go. I'll go. So Jesus het gevolunteer om dit te doen. Om die wet te kom vervul, om hierdie covenant, hierdie verhouding of hierdie ooreenkoms te kom volmaak, te kom vervul. So what does it mean for me and for you? That first of all, it means, as ons kyk nou na die eerste, onthou ons is nou by die past tense, what does it mean for me that Jesus died in my place? Dit beteken dat ek hoef nie meer offers te bring nie. Dit beteken dat ek nie meer moet, kan julle imagine as julle nou hier aan, kom vanoggend met jou skraap, jy staan hier so en ons, die so groot vuur en ons, met hulle kap en ons slag hulle op en wat ook al, hoe gaan het lyk en ryk. Can you just imagine? Jesus did all that for me and for you, first of all. We don't have to sacrifice anymore. But the second thing that it means, and as we look at the past tense, is that Jesus came to set the captives free. Jesus came so that he can heal us. Sodat hy ons gesond kan maak. Therefore, communion is a proclamation that Jesus gave it everything so that we as a church can have life in abundance. Ouens, communion is nie 'n funeral nie. Dis nie 'n hartseer storie nie. It's a celebration, and we call on Sunday when we get together here, we call it a celebration. Dis ek reg. So it's a celebration within a celebration. So dis die celebration of all celebrations wanneer ons nagmaal hou. Dis wat dit veronderstel is om te weet. You know, Jesus is not dead. Vergelyk Christendom met enige ander geloof. Ons het die enigste geloof wat 'n God lewendig is. Vra die Hare Krishnas. Vra die moslems. Mohammed se lankal dood. Vra enige ander geloof, die boeddhiste. So vet mannetjie daar op 'n klip. Ons het 'n God wat lewendig is, wat in ons is, wat by ons is, wat om ons is. So we can have forgiveness, and the sign of that, die sign van hierdie ooreenkoms is die kruis van Christus. So what do we pray? First of all, we pray and say thank you for what happened. God, thank you, Jesus, that you died for me so that I can have life. Dan die tweede ding wat dit vir ons beteken is the present. Not only did he forgive me, but he fills me so that I can be saved. Dit beteken, ouens, ons is die enigste geloof waar jy weer gebore kan word. Because Jesus died, we can have life. Dankie, George. Because he died. That means that wedergeboorte is so ingewikkelde woord vir baie mense. Nou was 'n hoofpriester wat vir God, vir Jesus dieselfde kom vra. Nikodemus staan by hom, hy sê, maar hoe kan ek weer gebore wees? Wat bedoel ek met weer gebore? En Jesus sê vir hom, jou gees moet gebore wees. So Jesus died so that we can be born again, so that we can become children of God, so that we can be filled with the Spirit of God. So that die Spirit can live inside of us. Onthou in die Ou Testament, God eers by Adam en Eva kom kuier in die tuin, dus hy die tuin uitgejaag. Jare later het God met Abraham gesit en hulle het gesels soos vriende. En jare daarna het God met Moses en Moses en God was vriende.
But then God said to dwell amongst you, build me a tabernacle, bou vir my 'n tent, sodat ek tussen julle kan wees en by julle kan bly. But now, in the New Testament, God comes and He lives inside me and you. Inside me and you. Ouens, is dit jou nie opgewonde maak, jy weet ek nie. So we can be born again, and the next thing is, we can be healed. Ons liggame kan gesond word. 1 Peter 2:24 says, He Himself, en ons bid dit, hierdie baie is ons vir mense sê, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds we have been healed. Hierdie is vir ons koppe moeilik om te verstaan, want ek is nou siek, maar die woord sê jy is eintlik al gesond. Deur Jesus Jesus het 39 lashes gevat, ouens. Dis nog nie die kroon wat hy gekry het nie, dis nog nie die houe wat hy gevat het, dis nog nie die spykers in sy arms en sy voete nie. Deur daai wonde is ek en jy genees, en daar's 'n amazing ding as jy gaan kyk na die 39, die slim ouens sê vir jou dat daar sekere 39 hoofgroepe van siektes, en dat Jesus het vir elkeen van daai het hy hou gevat vir my en vir jou. Maar dit is vir my so mooi hierdie dat hy praat van the past tense, that by His wounds we have been healed. So ouens, dis 'n skrif wat jy kan bid wanneer jy vir iemand bid wat siek is. Here, U wonde sê, ek's reeds gesond. So wat bid ons? Ons sê, Here, dankie dat ek wedergebore kan wees, dat ek die Gees van God binne my kan hê. En dankie dat ek genees is, ten volle, deur dit wat die kruis vir my gedoen het. And then the third thing is the future. Paul wrote, whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Guys, do you know what? We are the only religion that is looking forward to the coming of our King again. Weet julle dat Jesus weer gaan kom? Ek weet ons weet dit al vandat ons so hoog is. Maar ek sê vir julle, Jesus gaan kom, en can you just imagine how that's going to be? Kan julle hoor hierdie trompet wat roep in die ruiter op 'n wit perd wat aankom? Kan julle imagine hoe dit gaan wees in die hemel? Can you just imagine the golden streets? Can you just imagine the peace of God? No more sin, no more sickness, no more potholes, no more load shedding. Niks nog nie so meer nie. The presence of God. That is what we as Christians, as children of God, can look forward to. So what can I pray? Lord, thank you that the new covenant promises me that you are going to come again. And I'm looking forward to your coming, and that I will spend time with you for how long? For all eternity. So dit is wat dit beteken dat toe Jesus gekom het en hy het gesê, ek bring vir julle 'n nuwe covenant. Ek kom maak die ou of kom vervul ek die ou covenant. So in die nuwe covenant is ons bevoorreg dat hy het reeds alles gedoen. The only thing that He longs for is a relationship, a relationship, a relationship. He doesn't long for us to go to church every Sunday. He doesn't long for us to pray the whole day. He doesn't long for us to bring sacrifices. He longs for us to have a relationship. A relationship. En hoe lyk 'n verhouding? 'n Verhouding lyk soos twee mense wat met mekaar praat. Twee mense wat hulle drome met mekaar deel. Twee mense wat lewe saam doen. And that is why Jesus died. So that we can have that relationship. We can stand in that relationship. Kom ons sê vir die Here dankie en dan staan ons en sing een song saam en dan gaan ek vir ons die nagmaal inbring. Thank you. You can sit for a moment. Ek wil hê net vir 'n oombliekie dink aan the moment there by the cross. Only John and Jesus' mother sitting there and some of the paar ander mense. Maar die disippels het almal weggehardloop. And the Bible says that Jesus was so transfigured that they did not recognize him. Julle het almal Passion gesien. But I want you to remember in this morning,
Dis nie om graphic te wees nie, maar I want to demonstrate the love that he has for us. Dat sy liggaam is letterlik soos hierdie broodjie hier, so uit mekaar uit geskeur en uit mekaar uit gebreek. En hoe daai liggaam daar op die kruis gehang het. Met die kruisiging sê hulle het gewoonlik die ouens baie langer gelewe. Maar Jesus het net 3 ure toe sy oorlede. As gevolg van die verskriklike marteling wat hy gegaan het. So soos hierdie broodjie is sy liggaam so uit mekaar uit geruk. En dan het elke mens het omtrent 5 liter bloed in jou liggaam. Maar met die Via Dolorosa waar Jesus geloop het met die kruis en oral geval het en baie geslaan is en op hom gespoeg is en daar soos bloedstreep geloop soos wat hy die kruis gedra het. Maar daar was nog 'n bietjie bloed in sy liggaam en ek kan net imagine om daar by die kruis te gaan sit het, by die voet van die kruis, hoe sy bloed geval het. Hoe dit gedrup het hier op die grond voor sy ma se gesig. En dit is die liefde wat hy vir my en vir jou het. Is dat hy het alles gegee. I want you to know this, that Jesus gave everything that he could possibly give to restore a relationship between his Father and us. En die vraag is wat hy vir jou en my sê, is dat ek staan in hierdie verbond. Ek is uit mekaar uitgeskeur. Ek het reeds alles gegee vir jou. Al wat ek van jou wil hê, is 'n verhouding. En ek weet, is in hierdie kant van die lyn, hierdie kant van die dood, is dit baie moeilik. Miskien moet ons net ons oë toe doen. I know it's very difficult for you on this side of death. I know that you will be persecuted, because I promised that. I know that it's difficult. I know that the struggles that you have with your mind and things that you want to do and you don't want to do it. I know the struggles in your heart of what life is like. Financial struggles, relationship struggles, health struggles. And then God put us in a specific place in the world because He knew that we could be His light in this place. But I know that He knows it's not easy for us. But He says this morning to you, en ek voel net ek het net 'n woord vir iemand vanmôre spesifiek. From God. This morning when I prepared and I prayed, I felt like God is saying for someone today, don't quit. Yes, God is speaking to you. You that is about to quit, that say, God, I want a sign or I want a word from you. God said, I sent John this morning specifically to tell you, do not quit. Here, dankie vir die Heilige Gees en dankie dat ons vanoggend kan herdenk, that we can remember that you died in our place. That we can say thank you that we have deliverance over sickness. That we can have the Spirit of God in us. And that we can say thank you that we are looking forward to the day that is coming, that we are going to be reunited with you. That we will be with you forever and ever and ever. Ek wil bid, Here, waar ons nou saam as familie nagmaal hou, dat ons hierdie verbond sal onthou wat U met ons sluit. Dat U alles gegee het. En wat 'n voorreg wat ons vandag kan staan en kan sê, Here, ek gee my alles. Neem die nagmaal en reinig en heilig dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, en soos dit in mense se deel word van ons liggaam, soos wat hierdie woord vanoggend deel word van ons liggaam, herinner ons gereeld om dit as familie saam te doen. So that we can remember you and what you did for us. In Jesus' name, and we all say, Amen. So julle kan uit, ons gaan hierdie deur oopmaak en daai deur gaan weer so, asseblief